oopmaak by Hebreërs 13 vers 5 tot 6. Sorry Nico, ek weet ek gaan moet op een plek hou. Hebreërs 13 vers 5 tot 6 asseblief. Ek net hoor oom Cassie, kan oom mooi hoor of moet ons bietjie harder? Sommige. Okay. Hebreërs 13 vers 5 tot 6 en terwyl julle opsoek, net 'n herinnering, ons as Springs en Brakpan Baptiste Kerke, soos julle weet, hou 'n kamp in September. Dit sal in Cornelia in die Vrystaat wees. Ons het 'n kampterrein daar. Dit beloop so R600 per persoon en ook sodoende as jou kinders jonger as laerskool is, kan hulle verniet gaan. As hulle 12 en jonger is dit R300. Ek sal weer op die groepie van die kerk dit plaas. Asseblief, as jy wil kom en al kan jy dit nie bekostig nie, stuur vir my asseblief. Ons van albei kerke se kant af gaan probeer om almal daar uit te kry wat wil gaan. Die tema vir die kamp is 'n holistiese Christen gesin. So dit handel van ouerskap na man en vrou in die huwelik, na kindskap. En ook het ons interessant 'n afdeling vir oupa en ouma. Wat is julle rolle behoort te wees volgens die Bybel? As oupa en ouma, as ouer wat 'n kind het, wat al kinders het, wat is julle rolle? So ons gaan na elke liewe aspek kyk van familie en ek dink dit gaan baie bemoedigend wees om ook saam die Here te groei. So ek's baie opgewonde daaroor. So asseblief, kan julle die week vir my stuur? Die rede daarvoor is, ons wil kyk hoeveel mense altesaam kan gaan. Hoe meer kan gaan, hoe goedkoper kan ons dit ook maak. So dan kan ons vroegtydig vir almal ook laat weet. Dit kan 'n bietjie goedkoper wees as daar byvoorbeeld 60 of 80 mense gaan. Die kampterrein self ook, daar is genoeg behuising dat niemand hoef te gaan kamp nie. Rondaweltjies en alles, daar's lopende water, ablisieblokke. Dis een van die oudste kerke in Suid-Afrika wat in die Boereoorlog se tyd gebou is vir die Baptiste kerke en wat ook afgebrand is deur die Engelse en weer herbou is. So daar's baie geskiedenis daar. So asseblief, as jy belangstel of meer wil uitvind, asseblief stuur vir my 'n WhatsApp, bel my, kontak my en dan sal ons ook sodoende vir julle nader in tyd meer en meer inligting ook bied. Maar voordat ons dan vanoggend lees uit Hebreërs 13 vers 5 tot 6, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie, om vanoggend as u kinders by mekaar te kom en ook nou ons harte voor te berei om u genade troon te nader. En Vader, help ons om te besef dat ons met vrymoedigheid daagliks u kan nader. Omrede Christus dit bewerkstellig het aan die kruis. En Vader, sodoende vra ek vanoggend, mag u Gees werklik ons harte voorberei. Vader, mag u Gees die ware leermeester wees vanoggend. En Vader, mag u Gees ons harte aanspreek, want die woord sê duidelik, dis die Gees wat die sondigheid aanspreek in die hart. En Vader, waar vanoggend se diens so eenvoudig is en ook bietjie vermaaning het teen geldgierigheid, maar eintlik gaan oor bemoediging en tevredenheid te hê met wat ons het. Vader, mag u ons lei. Mag u vir elke persoon wat vanoggend met angs, met bekommernis vir die toekoms, rustigheid bring en mag u ons help om aan u waarhede vas te hou. En Vader, net laastens mag u my sondigheid, my gebrokenheid, my gebroke woordeskat op sy sit, sodat u woord suiwer en volgens u weë en waarheid verkondig sal word. Ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 13 vers 5 tot 6, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling en vers 5 sê dan vir ons: Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Net tot sover, asseblief. Nou soos wat julle weet, is ons nou vir 'n paar maande besig met hierdie reeks wat handel oor die boek van Hebreërs en ons het die laaste paar Sondae, eintlik die vorige 2 Sondae, begin kyk na
die tema van Christelike pligte. Ons het 2 sondae terug begin kyk na Christelike pligte intern. Wat is ons pligte as gelowiges teenoor mekaar in die kerk? En toe het ons laas Sondag gekyk na wat is ons verantwoordelikheid en pligte in die huwelik, maar ook nie net die wat in die huwelik is nie, maar ons wat nie in die huwelik is nie. Hoe moet ons die huwelik sien? En toe het ons na 'n paar aspekte gekyk. Ons moet dit eerbaar hanteer. Ons moet dit heilig sien. Ons moet dit eerbaar hou, heilig, skoon hou, en die wat in die huwelik is, moet die bed onbesmet hou. Ek glo julle onthou hierdie aspekte. Maar vanoggend beweeg ons aan na iets wat eintlik so eenvoudig is, maar ons vergeet dit. Ons vergeet dit in 'n wêreld wat ons besig hou, 'n wêreld wat vrees kweek, angstigheid, bekommernis kweek in ons harte. En ons gaan 'n bietjie kyk na die gevaar en waarskuwing van geldgierigheid en wat dit werklik beteken. En dan gaan ons ook kyk na bemoediging wat kom deur tevredenheid. Bemoediging wat kom deur die beloftes van God dat hy daar sal wees. Hy sal voorsien in ons lewens as ons aan hom vashou, en dat hy ook sodoende vir ons sê, hy is ons helper en ons hoef nie vrees te hê. So voordat ons vanoggend begin na ons hoofteks gedeelte kyk, wil ek so 'n paar statistiek met julle doen. Julle het nou al gehoor, ek hou baie van statistiek oor die jare, maar ek dink dit is so bemoedigend in die donkerte waar die statistiek gevind word. Nou volgens statistiek sê dit vir ons dat 43% van alle mense op aarde het nie 'n vaste dak onder wat hulle slaap daagliks en saans nie. So dit sê vir ons, omtrent 50% van die mense op aarde, is 'n paar biljoen mense, het nie die voorreg om in 'n huis of onder 'n toedak te slaap elke aand nie. 26% van alle mense op aarde het nie skoon water om te drink nie. 75% van alle mense op aarde het nie lopende water in hulle huise nie. En 28% van mense op aarde weet nie van waar af die volgende ete gaan kom. Nou net in die 4 aspekte, glo ek, hier sit nie een persoon hier vanoggend wat in een van daai 4 aspekte val nie. Elke een van ons het lopende water in ons huise. Elke een van ons wat ek ken hierso voor my vanoggend, het 'n dak oor hulle koppe. Elke een van ons het skoon water, of semi-skoon in Suid-Afrika. Jy gaan daarom nie doodgaan nie. Jy raak baie keer so 'n bietjie siek, nee, maar ons drink dit nog steeds. En meeste van ons wat hierso sit, eet ten minste 1 keer 'n dag. Stem julle saam met my? So ons is eintlik meer bevoorreg as 'n paar biljoen mense wat tans lewe op aarde. Maar dan raak die statistiek eintlik baie interessant. Ek het toe gaan opsoek, en ek weet baie mense in die kerk, en vooral al die ouer mense val in hierdie kategorie. Byvoorbeeld SASSA. Hoeveel is SASSA? Dis omtrent R2400 'n maand as jy op pensioen is. Almal weet dit. Toe ek gaan opsoek, as jy R2400 'n maand kry, in watter kategorie val jy? En dit het my denke vernuwe oor dankbaarheid. As jy R2400 'n maand verkry, val jy in die top 35% van rykste mense op aarde. Jy is ryker as 65% van die res van die mensdom, as jy R2400 kry 'n maand. Ek weet, dit is nie baie nie, en in Suid-Afrika koop dit nie baie nie. Maar daar is mense, 65% van die res van die mensdom, kry nie eers dit nie. En toe vat ek dit net so 'n bietjie stappie verder, en sê, as jy R10.000 'n maand verdien, wat ook nie onmenslik baie is nie, en wat 'n mens ook miskien sukkel meer om mee uit te kom, dan val jy in die top 20% van die rykste mense op aarde. Top 20%. Nou interessant, toe gaan kyk ek, en dan is jy tegnies gesproke ryker as 80% van die mensdom op aarde. As jy R1 miljoen se bate het, miskien 'n huis, en 'n kar wat saam met dit gaan. Raai in watter kategorie val jy? Top 5% van die wêreld. Dit is crazy om daaraan te dink.
Mense, ek dink deur hierdie statistiek sê dit vir ons tegnies gesproke, glo ek, dat in hierdie gemeente vandag sit elke persoon hier en ons is saam val in die kategorie van die top 35% rykste mense op aarde. Is dit nie vreemd om so daaraan te dink nie? Ek weet nie van julle nie, maar dit was my baie vreemd om daarna te kyk en dan dink ek aan hoe my gebedslewe tans lyk en hoeveel van my gebed is eintlik ondankbaarheid. Hoeveel van my gesindheid is ek toon ondankbaarheid teenoor die Here en vra die Here deeltyd vir meer en meer en meer. En tegnies gesproke het ek meer as miskien 80% van die res van die mensdom. Ek weet nie vir julle nie, maar vir my het dit my perspektief verander om te sê, is dit nie eintlik amazing dat ons in daai groep val nie. Dis donker ook, want dit wys vir ons in watter staat is die wêreld tans. Dit sê vir ons eintlik hoe arm is die mensdom tans. En dat dit waar is dat die rykes eintlik ryk is en die res is eintlik almal hier onder. Maar dit bring ons dan by ons hoofteksgedeelte vanoggend. Vers 5, wat sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Nou, hierdie vers begin met die waarskuwing teen geldgierigheid. Nou, elke persoon wat hier sit vanoggend het al gehoor van die term geldgierigheid en het omtrent 'n idee in sy kop wat dit beteken. Maar ek dink nie ons besef werklik wat dit beteken. Nou eerstens, die eerste miskonsepsie wat gepaard gaan met geldgierigheid is, ons koppel dit altyd aan ryk mense. Stem julle saam met my? Daai ou het miljoene, hy ry 'n Ferrari, in ons konteks 'n cruiser, nê? Nee? Ek dink 'n cruiser is beter as 'n Ferrari, nê? Nee? Hy ry dit en dan sê ek en Michaela sê altyd in die kar, ja nee, maar dit vat geld om daai ding ook te ry, want hy sluk net soveel. As hy idle is dit liter, nee. Ek sê ook vir Michaela, as iemand ooit vir my een koop, ek gaan vir mense op 'n ride vat in my garage. Ek gaan hom net start en afsit. Want ek het nie die geld om hom te ry nie. Maar weet julle wat's interessant? Geldgierigheid kom nie net met rykdom nie, maar meeste van die kere met armoede. Meeste van die kere is dit arme mense wat meer geldgierig is as ryk mense. Wat baie interessant is. Die Griekse woord wat gebruik word vir geldgierigheid, en verskoon my uitspraak, dis 'n baie vreemde gespelde woord, is aphalliagoros, wat beteken liefhebber van geld. Nou, wat vir my baie interessant is, liefde vir geld word nie net gekweek in rykdom nie, maar veral in armoede. As jy geproe het wat dit beteken om nie te hê nie. En baie keer, natuurlik, word daai persoon later ryk miskien in sy lewe, maar daai nood om meer te hê, bly altyd daar. Ek weet nie of dit sin maak vir julle nie. Baie keer, ek het dit al agtergekom, 'n kind wat in 'n ryk gesin gebore word, respekteer nie die waarde van geld nie, maar hy's nie geldgierig nie. Hy besef net nie van waar af dit kom nie en hy dink hy kan dit nou maar net uitgee. Geldgierigheid kom meer vir 'n liefde vir meer en meer en meer en meer. En dis amper hierdie put wat jy sê jy sal gelukkig wees met 'n salaris van 30.000, dan kom jy daarby uit, dan sê jy nee 40.000, volgende jaar 50.000 en daar's nooit 'n tevredenheid wat gepaard gaan saam met dit nie. Nooit waar jy sê okay, ek is nou gelukkig in hierdie aspek nie. Ek is gelukkig met die grootte van my huis nie. Of die tipe kar wat ek ry. Hoor wat sê Paulus in 1 Timoteus 6 vers 10 oor geldgierigheid. Hy sê, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulself met baie smarte deurboor. En wat sê Paulus tegnies gesproke hier vir ons? Hy sê eerstens vir ons dat geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Dit verwoes eintlik elke aspek van jou lewe, want eintlik as jy geldgierig is geld jou God. Is God nie meer die een wat jy dien nie, maar Mammon is soos wat die Bybel van praat. Maar hoe weet jy dan of jy geldgierig is? Nee, ek dink dis 'n goeie vraag.
Hoe weet ek dan nou of ek geldgierig is? Want ek seker almal wat hier sit vanoggend sal dit geniet as hulle 'n bietjie meer geld kry in die einde van die maand. Stem julle saam met my? Ek dink nie een van ons sal sê nee dankie nie. Ons sal sê baie dankie. Baie dankie. So, hoe weet ons of ons geldgierig is? En om die vraag te beantwoord, moet jy jouself vra, wat offer jy tans op om geld na te jaag? En natuurlik, almal wat werkend is, ons het laas Sondag vasgestel, God haat 'n leier, God haat iemand wat kan werk, byvoorbeeld, en vir sy familie sorg, maar kies om dit nie te doen nie. Maar, ons weet altyd tyd gaan 'n opoffering wees om te werk. Seker julle stem saam met my. Maar is daar miskien tans 'n opoffering van 'n morele kode? Om op onetiese maniere geld te verdien? Is dit miskien 'n opoffering wat jy maak om meer geld in te kry? Is jy tans miskien besig om alle tyd wat jy het te spandeer om geld te maak en daar is geen tyd vir God nie? Is jy tans miskien so besig om geld te maak en geld na te jaag, dat jy glad nie tyd het as 'n godvreesende man of vrou vir jou familie nie? Dis die vraag wat ons onsself moet vra, om agter te kom of ek tans besig is om geldgierig te leef. Maar, kom ons vat dit in 'n ander konteks ook. Wat is jy tans bereid om op te offer om meer te hê? Ek dink dis 'n goeie basiese vraag. Sal jy jou verhouding met die Here opoffer? Sal jy jou verhouding met jou vrou opoffer? Of vrou, sal jy jou verhouding met jou man opoffer by die werk vir 'n hoër posisie? Almal weet waarvan ek praat. En dis die vraag wat ons onsself moet vra voordat ons aanbeweeg in vanoggend se diens. As jy in die bed klim, is jou hart se begeerte om te groei in die vrug, om in die verhouding met die Here te groei, want dan sal jy mos tyd maak daarvoor. Stem julle saam met my? As ek sê iets is my belangrik, as ek hou van karre, wat doen ek op naweke? Ek kyk karre stories. Ek gaan na shows toe waar daar karre is. As ek sê my verhouding met die Here is belangrik, dan sal ek mos tyd maak vir die Here. Stem julle saam met my? Ek glo almal stem saam met my. Of is jou drome gevul in die aande met rykdom, materialistiese dinge en ook sodoende met dinge wat jy eendag wil hê? Want ek moet sê, ek val baie keer in daai kategorie as mens, in my vlees. Dan droom ek ook oor my cruiser. En natuurlik die menslike element is daar. Jesus maak dit duidelik, jy kan nie mammon en God dien nie. En hier is my belangrik, die woord van God en die waarhede van God is so. Nie een van hulle kan ons so draai of sê daar's 'n grys area nie. Dit is swart of wit. En hierdie waarheid net so. Christus praat en hy sê in Matteus 6 vers 24, en julle gaan sien ons gaan baie vandag na die evangelies verwys waar Jesus praat oor hierdie, en hy sê niemand kan twee here dien nie, want hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en mammon dien nie. Hierdie is so belangrik. Mense, jy kan nie 'n draadsitter wees in hierdie aspek nie. Ons as Suid-Afrikaners love dit om draadsitters te wees. Dis in ons bloed om draadsitters te wees. Ek weet nie of het julle ons geskiedenis sien nie. Ons hou van draadsit. Ons hou daarvan om te praat, min te doen, oor iets waaroor ons gepraat het en dan net so in die middel te bly. Om te kyk waartoe gaan dit. As dit links gaan, dan sal ek nou maar sê, ek was eintlik my voet was meer die kant. Nee. Ons kan nie draad sit in hierdie aspek nie. Of ek's besig en weet julle wat's interessant? Ons praat baie by die Bybelstudie daaroor. Almal het al gehoor van die term egbreek. Egbreek vind plaas in die huwelik. Maar tegnies gesproke, elke keer as ons iets kies bo die Here, hoereer ons. Die woord sê ons hoereer, dis 'n sterk woord, ons hoereer as ons geld kies bo God, ons hoereer teen die Vader. Dis 'n vreemde woord, want ons sal enigiets gee dan vir daai geld. Net soos wat iemand wat hoereer, dit ook doen vir geld. Stem julle saam met my? Dis nie net 'n afgod nie.
Ek glo daar is 'n fyn lyn tussen geldgierigheid en dan ook 'n hardwerkende persoon. En alles gaan oor balans. Jy kan hardwerkend wees, maar in balans wees en nog steeds tyd maak vir die Here, tyd maak vir jou gesin waartoe jy geroep word om 'n pa of 'n ma te wees, 'n man en 'n vrou, en godvreesend daar hulle te leer ook van die Here. En tyd te maak vir jou binnekamer, tyd te maak vir tyd saam die Vader. Maar ek dink baie keer in hierdie wêreld vergeet ons dit en ons jaag dinge na in die wêreld. Ek het al soveel mense gesien wat rykdom gehad het, dit verloor het en sê toe hulle vir God gevind het, was hulle leemte vir die eerste keer gevul gewees. Jy sal altyd rykdom najaag en ook sodoende sal jy nooit oor 'n eindstreep hardloop as jy iets in hierdie wêreld najag nie. En ek glo dan heel laastens, Jesus se gesprek met die ryk jong man gee vir ons 'n baie duidelike riglyn of 'n maatstaaf van hoe om geldgierigheid te meet. En die verhaal gaan as volg. Die ryk man vra vir Jesus: "Goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê?" Ons vind dit in Matteus 19 vers 16. En na 'n lang gesprek waar Jesus vir hom sê, Jesus verwys na die wet van Moses en jy moet hierdie onderhou en hierdie onderhou. En die ryk man kom tot die konklusie, hy onderhou die wet van Moses ten volle. En Jesus kom toe met 'n vraag en dit is eintlik 'n Nuwe Testamentiese vraag. En hy verwys na die innerlike. En hy sê, al pleeg jy nie tans moord of jy pleeg nie egbreek nie, verwys Jesus na die hart. En Jesus sê vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Maar toe die jong man die woorde hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En dis Matteus 19 vers 21 tot 22. En eintlik het Christus gekom en nou 'n ander vraag gestel. Wat is jy tans bereid om op te offer vir die Here? In plaas daarvan, om dit, soos wat ons dit nou gestel het, te sê, wat, die teenoorgestelde manier te stel, om te sê, wat sal ek sodoende nie gee en opoffer om geld in hierdie wêreld te verkry nie? Is om te vra, maar tans, wat is jy tans bereid om te gee wat in jou lewe is, sodat jy die ewige sal verkry? Natuurlik, tegnies gesproke, niks wat ons doen kan maak dat ons die ewige lewe kan verkry nie. Dis alleenlik deur Jesus Christus. Maar wat is jy tans bereid om op te gee om in verhouding te bly met die Vader? Om gehoorsaamheid te toon teenoor die Vader. En dit bring ons dan by die tweede gedeelte van vers 5 wat sê, wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En hier kom die skrywer en hy verduidelik nou hoekom ons nie hoef geldgierig te wees nie, hoekom ons kan tevrede wees. En die skrywer sê, in teenstryd van geldgierigheid, wees eerder tevrede met wat jy het. Soos wat julle gehoor het, toe ek begin het vanoggend, het ek statistiek getoon en eintlik getoon, hoeveel meer ons het hier tans as mense in hierdie kerk as die res van die wêreld. Hoeveel oor ons kan dankbaar wees, en om te sê, maar moet ons nie as gelowiges partykeer in plaas van net bakkie hand te staan, en te vra vir meer nie, eerder by 'n punt kom sê dankbaar, in dankbaarheid en vir die Here sê, Here, dankie vir wat ek het. Al is dit nie miskien baie in die res van die wêreld se oë nie, ek het 'n dak oor my kop, ek het water, ek het kos, ek het 'n warm water by die huis byvoorbeeld. Ek lewe nie op die straat soos die res van die 80% van die mensdom. En mense, ek praat nie van miljoene nie. Ons is beter af as biljoene mense op hierdie planeet. Nie miljoene nie. 'n Biljoen is 'n nommer wat ek dink wat tegnies gesproke ons nie kan mooi begryp nie. Nee, dan kom ons nie eers by 'n miljoen eintlik uit wat nog minder as dit is. Maar die skrywer maak 'n belofte. En dis hoekom ons kan tevrede wees in ons lewens. Dis hoekom ons kan rustigheid hê in elke aspek. Hy sê, want God maak die belofte, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En net voordat ons aanbeweeg hier, is ietsie wat ek graag wil noem.
Mense, ons het in die moderne wêreld luiheid geskep. Ek gaan nou met julle verduidelik wat ek daarmee bedoel. Julle weet, die konsep aftree het nie verlede bestaan nie. Die ou mense het nie afgetree nie. Jy het gewerk totdat jy gesterf het. Nee? As jy 'n boer was, jy kan nie net sê, sorry, ek tree af op 60, kom ons sê jy het nie kinders nie. Niemand gaan dan jou plaas bewerk, miskien jou rol raak anders, en jy's meer 'n ou wat delegeer vir ander ouens, maar jy moes werk. En ek sê nie vandag as jy aftree is dit verkeerd nie, my nie misverstaan. Maar ons vat dit baie keer as 'n gegewe. Ek moet as ek op daai ouderdom kom. Of byvoorbeeld vandag kweek ons ook baie luiheid in die samelewing, want as enigiemand bietjie minder het, dan moet byvoorbeeld die regering vir hulle geld gee. In die verlede het dit ook nie gebeur nie. Dit het nie gebeur dat grants uitgedeel was en ons niks fout daarmee nie, ek stem saam. Maar weet julle wat kweek dit? En ek sien dit baie keer in arm gemeenskappe en ek sien ek glo meeste van julle sal saamstem. Ons leer die mense wat minder bevoorregd is om net te ontvang en nooit self te gee. Mense, jy kry mense vandag in die kerk en buite die kerk dat hulle maak dit 'n gegewe. As hulle aan jou venster klop by die robot, jy moet gee. Hoekom gee jy nie? Jy het en ek het nie. En mense, weet julle wat kweek dit? Dit kweek 'n gesindheid van, as ek kry, hoef ek nooit ook te gee nie. En God roep almal, al kan jy 1 sent gee, om ietsie te gee. Nie net vir die gemeenskap van gelowiges nie, maar ook aan ander daar buite. En wat vir my so mooi is, hulle het 'n studie gedoen in 'n kinderhuis in Switserland, waar hulle 2 kinderhuise gevat het. Die ene het die motto, sorry, my Engels is vreemd, waar hulle sê, die kinders groot maak, as dit nie maar Kersfeestyd is, of verjaarsdagtyd, of wat ook al, 'n tyd van feesviering waar die kindertjies iets verkry. Gee hulle iets vir die kind, maar van dit moet hy vir iemand anders ter gee. En weet julle wat, daai kinders was baie meer statistiek getoon, suksesvol toe hulle uit die kinderhuis kom, as die ander kinderhuis, wat hulle net vir die